Oh, gather up the brokenness and bring it to me now. The fragrance of those promises you never dared to vow. The splinters that you carry, the cross you left behind. Come healing of the body, come healing of the mind. And let the heavens hear it, the penitential hymn. Come healing of the spirit, come healing of the limb. Behold the gates of mercy, an arbitrary space, and none of us deserving the cruelty or the grace. Oh, solitude of longing, where love has been confined. Come healing of the body, come healing of the mind. Oh, see the darkness yielding that tore the light apart. Come healing of the reason, come healing of the heart. Oh, troubled dust concealing an undivided love, the heart beneath is teaching to the broken heart above. Oh, let the heavens falter and let the earth proclaim. Come healing of the altar, come healing of the name. Oh, longing of the branches to lift the little bird. Oh, longing of the arteries to purify the blood. And let the heavens hear it, the penitential hymn. Come healing of the spirit, come healing of the limb. Oh, let the heavens hear it, the penitential hymn. Come healing of the spirit, come healing of the limb. Maar hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag kom tot volle werking in swakheid. Daarom sal ek baie liewer roem op my swakhede, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Simone Weil skryf in haar boek Gravity and Grace dat gravitasie, of dan nou swaartekrag, en genade, of soos wat ek daarvan hou om in hierdie konteks daaraan te dink, ligte krag, die sterkste kragte in die heelal is. Dat dit net genade is wat volgens ander beginsels werk as swaartekrag. Ek sal altyd aan hierdie lirieke dink as ek dink oor hierdie kragte. 363 is a song, A Million Lights. When I fell down, you raised me up, and that's gravity, redefined.
of van W.L. van der Merwe se kort kragtige gediggie, optelsom. Jesus, min my, tel my op, maal my, deel my, tot ek klop. Genade wat die wêreldse wiskunde en die lewe se logika op sy kop draai. Genade wat eintlik altyd 'n soort vernedering is, om met my gesig in die stof en grond onder die naels en 'n shiner wat blink soos 'n medalje, eers dan kan sê hoe onbeskryflik groot genade is. Paul Tillich het so geskryf daaroor. Hy sê, do you know what it means to be struck by grace? It does not mean that we suddenly believe that God exists, or that Jesus Christ is the Savior, or that the Bible contains the truth. To believe that something is almost contrary to the meaning of grace. Grace also does not mean that we are making progress in our moral self-control. This may be the fruit of grace, but it is not grace itself. Grace strikes us when we are in great pain and restlessness. It strikes us when we walk through the dark valley of a meaningless and empty life. It strikes us when we feel that our separation is deeper than usual because we have violated another life, a life which we loved or from which we were estranged. It strikes us when our disgust for our own being, our indifference, our weakness, our hostility, and our lack of direction and composure have become intolerable to us. It strikes us when year after year the longed for perfection of life does not appear, when the old compulsions reign within us as they have for decades, when despair destroys all joy and courage. And sometimes, at that moment, a wave of light breaks into our darkness, and it is as though a voice was saying, you are accepted. You are accepted. Accepted by that which is greater than you. And do not try to do anything now. Perhaps later you will do much. Do not seek for anything. Do not perform anything. Do not intend anything. Simply accept the fact that you are accepted. If that happens to us, we experience grace. Rumi verwoord dit ook op 'n manier wat nie vir ons lekker is om te hoor nie. En hoe ons nie geleer is om vir onsself soggens in die spieël te kyk of die pep in ons step te sit voor ons gaan aansoek doen vir 'n bevordering of 'n groot skare mense moet gaan toespreek of net moet dink ons is nou nogal wat se nie. Hy val sommer in die deur in die huis en dan sê hy, you are so weak. Give up to grace. You are so weak. Give up to grace. The ocean takes care of each wave till it gets to shore. You need more help than you know. Nie iets wat ons graag wil hoor nie. Nie iets wat ons graag in die gesig wil staar nie. Om oor te gee aan genade. Hoekom? Omdat dit al is wat genoeg is. Daar is min dinge, ek weet nie of daar iets is nie, wat as, ek sal dit nog elke keer onthou,
as iemand na my toe gedraai het, en een keer was dit Christa Stein, in 'n onderhoud, ek dink Kwela, net voor haar dood, en iemand in die onderhoudvoerder, ek dink het was Koenie, het vir haar gevra, of daar iets is wat sy met die kykers wil deel, en sy het in die kamera ingekyk en gesê, sy genade is vir my genoeg. En ek kan dit nog elke keer onthou wat iemand het vir my gesê het. En ek het nog elke keer geweet, dis die waarheid. Ons kan oorgee aan genade, omdat dit al is wat genoeg is. Omdat oorgawe aan genade die enigste menslike kondisie is, waardeur God se krag volbring word, as dit dan deur 'n mens moet wees. In 2 Korintiërs 12 openbaar Paulus iets van homself, wat hy nie, dit trek nie vir my heeltemal volgens sy gewone manier van doen nie, en tog maak hy homself totaal en al kwesbaar hier, en hy praat oor die doring in sy vlees, en hoe hy gevra het dat dit weggeneem moet word, en God se antwoord was, en dit begin met die woord maar, hy het vir my gesê, party vertaling sê en, hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag kom tot volle werking in swakheid. Daarom sal ek baie liewer roem op my swakhede, sodat die krag van Christus in my kan woon. En daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Want wanneer ek swak is, dan is ek sterk. God se genade is voldoende, is genoeg. Dit impliseer dat selfs al word die doring in Paulus se vlees nie verwyder nie, het Paulus steeds alles nodig om, en ek wil amper nie eers die woord staande gebruik nie, want dit klink weer soos ons wat kan opstaan en met hom saamgaan, maar om staande te kan bly. Hierdie genade waarvan God hier praat, is nie net vir eendag, dis nie net reddende genade nie, dis ook onderhoudende, draande genade, vir nou, vir hierdie oomblik, in lyding en swakheid. En toe ek na die woord lyding sien, ek wil nou nie maak asof wat ek die afgelope 2 weke deur is lyding is nie, ek was net baie siek, maar in die lê, en in die net vra hoekom, en die niks reg kry nie, en niks produseer nie, niks van waarde uitrig, of doen, of eers dink nie, het hierdie woorde oor en oor deur my gegaan, my genade is vir jou genoeg, net soos jy nou daar is, in jou nie perform nie, in jou nie eers kan probeer nie, het eers genoeg krag om te kan probeer nie, my genade is vir jou genoeg. God se krag in swakheid, en dit is nou hier waar die hele logika en die skandaal van genade eintlik ter sprake kom, dat God se krag kom tot volle werking, word volbring juis in menslike swakheid. En dit staan lynreg teenoor die wêreldse logika wat krag in vermoë en status en prestasie soek. En dan, om nie net die krag in die swakheid te sien nie, maar te roem
in ons swakheid. In plaas daarvan om swakheid, soos wat Paul Tillich geskryf het, as 'n vernedering of 'n verleentheid te sien, om dit te erken as die plek waar Christus se krag duidelik word. En dis 'n vorm van omgekeerde waardestelsel, waar lyding nie as 'n vloek nie, maar as 'n geleentheid vir genade gesien word. Dat lyding nie 'n teken is van God se afwesigheid nie. Dat waar ek aan die einde van my tou kom en gaan, soos wat Tillich geskryf het, ek is nou eintlik, ek is skeelvol vir my, soos wat Eckhart Tolle tot daai bewustheid gekom het toe hy 29 was, voor hy amper sy eie lewe geneem het. En toe hy daai bewustheid begin kry, dat daar 'n ek is, wat keelvol is van 'n my, dis nie 'n teken van God se afwesigheid nie, maar 'n plek waar sy genade sigbaar word. Ek onthou, ons het jare terug by NVA 'n reeks gedoen, wat ons gesê het, Jesus het nooit gesê, en twee van die temas wat my die meeste bygebly het, was, Jesus het nooit gesê, jy kry wat jy verdien nie, en die ander een was, Jesus het nooit gesê, ruk jouself reg nie. En ek weet nie hoekom dit so diep tot my gespreek het nie. Asof ek nog steeds nodig het om dit te hoor. En onder andere het ons gesels oor Eckhart Tolle en oor Sint Augustinus, Sint Augustyn, wat ook hier min of meer op 28, 29 hierdie groot ommekeer in sy lewe gehad het. En ons het ook gepraat oor Hanna, wat op haar knieë voor God was, geskit in haar binneste, shaken to the core, haar hoop aan 'n draadjie, haar hart gebroke, en al wat sy reg gedoen het, was dat sy geweet het waarna toe om te draai, met al haar stukkies. En God skree nie, Hegel, maak hy pole styf, of sit hy hand op die heup, en maak asof alles alright is nie. God fluister, kom na my toe, my liefste. Kom na my toe. Jy wat moeg en oorlaai is, kom na my toe. Ek gee rus. En hy nooi haar uit in sy arms, en om teen sy bors te verkrummel, of te bid, of te smeek, of te beklei, tot sy heel word. Hy nooi my uit, hy nooi jou uit, om jou op hom te verlaat. Om jouself op hom te verlaat. Psalm 22 sê, want hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei, en sy aangesig vir hom nie verberg nie, maar hy het gehoor, toe die hom aangeroep het, om hulp. In Filippense se boek wat die ook baie oor verlede Sondag gepraat het, What's so amazing about grace, word iemand, ek dink is 'n teoloog, ek kan nie onthou nie, ek kan nie die woorde onthou, gevra wat sy definisie van genade is, en hy antwoord so, hy sê, we are all bastards, and God loves us anyway. My eie definisie van genade het iets te maak daarmee, dat niks anders vir my mag sê wie ek is nie. Luister ek baie keer na die ander goed? Ja, natuurlik. Maar niks anders as genade het die mag om vir my te sê wie ek is nie. Nie familie nie die fame en fortune of enige iets wat hierdie wêreld ons beloof nie, nie die media nie die speel nie, niks anders behalwe genade nie. Die dilemma of die skandaal van genade, hierdie gesed wat so omgekeerde waardestelsel het, wat so vas byt aan die mens, wat so op ons hakke is en ons nie los nie, wat my nie los nie. Die skandaal daarvan is dat ons nie so lekker weet wat om met
vang te doen nie. Van kleins af leer ons hoe belangrik dit is om goeders te vang. Balle, somme, geleenthede, grappe. En hierdie waarde word ook dikwels bevestig in die kerk, in ons geestelike lewe. Ons probeer God vang, begryp, uitpleis. En selfs in die kerk is die fokus meestal daarop, dat ons God moet leer ken, dat ons na God moet kyk. En dit is seker nie heeltemal verkeerd nie. Want daar is iets soos die kennis van die misterie. Maar Jesus en Paulus sê by geleentheid, dat daar 'n fyn, maar 'n deurslaggewende fokusverskywing is, in ons verhouding met God, of dan die lewe, naamlik dat ons deur God geken moet word. Dat ons onsself moet toelaat om deur God gesien en geken te word. Dat ons altyd aan die ontvangkant van God staan. Dat God altyd initieer, dat God altyd eerste roep. Dit is nie omdat ons, dat daar genade, dat daar God nie. Dit is omdat God eerste is, dat daar genade is. En deur die genade kry ons 'n lens op wie ons is. Die ou bekende gesang, wat seker die meeste gesing word, Amazing Grace, is geskryf deur 'n ander Newton, Isaac Newton, gravitasie, John Newton, Grace. En toe hy geskryf het, that saved a wretch like me, het hy dit nie bedoel nie. As jy nou sy geskiedenis gaan lees en wat so groot wretch hy eintlik was, dan sal jy verstaan dat hierdie genade om laat sien het wie hy is. Hy was 'n matroos gewees in die Britse vloot. En toe is hy AWOL en hy's gestraf. En hy het 'n selfmoord beplan op die skip se kaptein. En hy was so lief vir vloek dat hy self sy eie vloekwoorde uitgedink het en almal rondom hom, weet as jy 'n matroos ongemaklik laat maak met jou vloekwoorde, dan moet jy weet, almal rondom hom ongemaklik gemaak het daarmee. En hy is later verkoop as 'n slaaf in Afrika nadat hy slawerny eintlik bemagtig het self. En toe is hy op die ouend bevry uit slawerny en toe het hy weer 'n kaptein van 'n slaweskip geword. Met ander woorde, hy het nie oordryf toe hy gesê het hy's 'n wretch nie. En hierdie woorde wat kom uit die verlore seun se gelykenis, I once was lost, but now I'm found, was musiek vir sy ore. Omdat hy dit geweet het, omdat hy aan geen ander kant as die ontvangkant van God kon staan nie. Want hy kon God nie vang nie, nie hy nie. Was blind, but now I see. En as 'n mens gaan lees die woorde, is dit eintlik ongelooflik as hy die woorde wat sê, 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Dit was genade wat vir my gesê het wie ek moes vrees. En dan nou vrees nie wegkruip onder die kombuistafel nie onder die bed nie. Die Amplified sê, a awful reverence, wat baie keer nie sonder bewe gaan nie. Dis die grootheid van hierdie genade, van hierdie God van genade. Dis genade wat vir my gesê het, wat vir my geleer het, hoe ek moes vrees, en dis genade wat my vrese in vrede omskep het. Ek dink kerke sou veel voller gewees het, as ons mense kon leer dat ons God nooit kan vang nie.
en bloot kan ontvang, en dat ons hom nooit kan verdien nie. Of miskien sou die kerk leer gewees het, want dan sou niemand niks gehad het om te bewys nie, en die ego sou geen beloning gekry het uit kerk toe gaan nie. Dis nie iets wat natuurlik kom vir meeste mense nie. Kinders kry dit nog oënskynlik soemloos reg om met vreugde te ontvang, maar ons groot mense sukkel, omdat dit nie volwasse voel nie. Die volwasse ding is om selfversorgend en onafhanklik te leef. Ontvang het konnotasies soos bakkant bedelaar, die ontvanger van inkomste. Maar Jesus het ook geleer dat ons nie kan gee as ons nie eers ontvang het nie. Dat ons nie oorvloedig kan leef as ons nie eers sy invloed ervaar het nie. Dat ons eintlik altyd kwesbaar en bakkant voor God staan, of ons nou wil of nie. Altyd afhanklik van hom leef. Om hom toe te laat, om ons nie net te sien nie, maar na ons om te sien, is 'n geestelike oefening wat nederigheid kweek, en in hierdie geval is ontvanklikheid is eintlik die teenvoeter vir selfhelp. Genade is ons personal trainer in hierdie geval, om ons surrender spiere, ons oorgeespiere te oefen. Daar's natuurlik 'n groot verskil tussen ontvanklikheid en aanspraakmakerigheid, entitlement. Soos wat ons in Come Healing van Leonard Cohen hoor, none of us deserving the cruelty or the grace. Genade, the undeserved kindness, om te vereis dat daar na my gekyk word, en dat ek dit trouens verdien en nie 'n vinger hoef te lig nie, is die teenoorgestelde van ontvanklikheid. Suiwer ontvanklikheid vloei uit teenwoordigheid en verantwoordbaarheid. Om teenwoordig en verantwoordelik te leef, juis omdat die geskenk van genade so groot is, dat jy nie daarop kan lê en slaap nie. Rus ja, maar nie verdoof lê en slaap nie. Hoe weet 'n mens, jy het aan die ontvangkant van genade gestaan? Want jy kan dit nie vir jouself hou nie. Om God te ontvang en mekaar te ontvang en vreemdelinge te ontvang, om God te eer as die groot eerste doener wat uit sy wese vloei, en om te oefen om aangedoen te word. Dis ons, dis die taak, dis die juk wat sag is, nie las wat lig is. Richard Rohr sê dikwels, God is being done unto us. En daarin lê die genade. There, but for the grace of God, go I. Kom ons bid saam. Here, dat dit onbeskryflik groot is, en dat ons nie woorde daarvoor het nie. Maar dat dit werkliker is as enigiets anders waarop ons vingers kan plaas, of die somme wat ons kan uitwerk, is so. Dankie. Dankie vir u genade. Dankie dat ons aan die ontvangkant daarvan mag staan. En dankie dat u ons so lief gehad het. Dat u nie net vir ons kom wys het hoe om dood te gaan nie, maar dat u vir ons kom wys het hoe om te lewe in afhanklikheid. Here, mag ons
hierdie geskenk van u genade, mag ons die genade ontvang om dit te kan deel en om dit nooit te weerhou nie en om daaruit te mag leef en lief hê. Dat ons 'n gemeenskap sal wees wat sal weet hoe gebroken ons is en hoe afhanklik van u genade ons werklik is. Amen. Baie dankie vir almal wat aanhou om hierdie manier van saamkom op 'n Sondag moontlik te maak. En as jy nog steeds waarde daaruit bid om op so 'n manier Sondag in te skakel, baie dankie ook vir jou finansiële bydraes. Jy kan 'n bydrae maak deur die SnapScan kode te gebruik of op die webwerf die bankbesonderhede kry. Mag jy 'n baie mooi, baie genadige week hê.